Goeienaand, is 9 uur. Daar in Suid-Afrika. 2 die middag by my. Hier in Middle Tennessee, by White House, Tennessee. Ek het vinnig 'n tydjie gekry om af te knyp, om sommer 'n paar vrae te antwoord. Ek het baie vrae tussen gekry. En toe dog ek kan dit sommer op 'n live doen vir ingevalle mense is wat inskakel en sommer vir my ekstra vrae kan vra. Dan kan ons dit sommer so ook hanteer. Dat ek weet hierdie ding seker maak is hard genoeg en nader skryf dat sê. So terwyl ek mense kans gee om hier in te kom, dat ek gou 'n paar vrae cover wat ek vooraf by mense gekry het. Mense vra baie goeie vraag. Het is nou al 35 dae. Amerika en Israel het die Iranse militêr hulle weermag uitgehaal in die eerste 2-3 dae. Hoekom skiet hulle nog? Waar kom die ammo vandaan? So, omdat die konvensionele weermag is vroeg uitgehaal. Hulle lugmag is gone, hulle navy is gone, hulle lugafweer is gone. Hulle kommunikasies is gone. Maar onthou, die plek is baie groot. Hulle het 49, 47 jaar gehad om bunkers en plekke te bou en missiele. Hulle het baie missiele en drones gebou die laaste klomp jaar. En hulle steek het ondergrond weg. So, die missiele wat hulle nog gebruik, al is het nou baie kleiner getal, dis missiele om drones wat hulle onder die grond wegsteek en een ding is, hulle kry het nie meer replace nie. So, hulle gaan eventually uit dit uithardloop. Daarom is hulle maar kieskeurig wanneer hulle skiet en hulle skiet nie meer so oorweldigend nie. Hulle het gedink in die begin, as hulle die defense systems van Israel en die lande rondom hulle overwhelm met baie missiele en baie drones, dan gaan jy ons vandag oorgee, nie meer attackie, maar ongelukkig vir hulle was die resolve sterker in die westerse kant so. Hulle het nie geweet, ons het so baie ammo om so lank aan te gaan teen hulle nie. Wat lê voor vir maandag? Nou, maandag aan 6 uur Eastern Time in Amerika, of midnight in Iran, is die deadline verby. Wat president Trump vir hulle extended gegee het met die 10 dae, nadat hy eers die 5 dae gegee het. Dis maandag aand midnight in Iran verby. So, as hulle nie baie dringend kom nie, wat het lyk nie, hulle is nie op plan nie, want president Trump het nou net 'n ruk terug nog 'n waarskuwing uitgegee. Hy het gesê, daar is nog 48 uur oor tot by die deadline. Nou, party mense mislees die ding en dink hy het 48 uur bygesit. Nee, hy het nie bygesit nie. Hy het net gesê, daar is 48 uur oor, julle beter kom praat. So, dit lyk my, hulle wil nog steeds hulle hare gat hou. So wat ek jou kan amper nou waarborg, en mens kan nie waarborg wat nie, ek is nie 'n profeet nie, ek kan nie in die toekoms sien nie, maar kan tussen die lyne lees, na middernag maandag, dinsdagoggend as julle opstaan, gaan julle op die TV oral te sien, massive strikes in Iran. Behalwe as julle uitkyk en vandag kom kyk, iemand sê, weet, Martin, hy kyk NASCAR. Martin, dat ek gewoon my TV-kanaal skuif. Ek lyk ook die NASCAR. Ek het nie eens aan gedink nou nie. Want ek net gewoon my TV-kanaal skuifte. Hy staat my sit hier in die agtergrond. Ok, wacht, nee, geen verder soek nie. Hy is hier, hy is seker nou omkom. Maar anyway, dis waar ons trek. So, maandag, groot moeilikheid, as hulle nie vandag uitkom nie. Hopelijk vir hulle kom hulle uit. Dan, wat is die stand van die search and rescue? Die vliegtuig wat gisteroggend vroeg in Iran afgeskiet is, die F-15, hulle soek nog steeds die tweede pilot, die weapon system operator is nog steeds search and rescue gaan voortgaan tot Lomkry. So daar word nie direct gestrike in die omgewing nie. Maar strikes gaan op 'n plekke aan. Definitief. En sover het ons nou gesien, en ek het het vanoggend rapporteer ook, of vanmiddag hele tyd, 2 vliegtuie wat afgeskiet is, die was die F-15, en die ander een was 'n A-10, wat in die omgewing ook was, raak geskiet, uitgecrash, maar hy kon verder uit Iran uitkom voor hy pilot geëjected, en die pilot is ook vandag opgetel. En dan die 2 helikopters wat gery het om my eerste pilot te rescue, een van die helikopters is raak geskiet met 'n paar manne aan boord wat gewond is, maar hulle is allemaal terug.
Almal, hier is 'n baie goeie vraag wat baie mense al gevra het. Hoe lank kan die US military se ammo nog hou? baie lank. Onthou, die US military het altyd stockpiles van ammunisie en wapens oralste. Nou kom ek gaan vir julle gou iets sê. Vir die wat belangstel, dat ek gou sommer 'n linkie so opsit. Vir die wat nou baie belangstel, en jy sal verbaas wees, jy kan dit sien, maar dit kan jy sien. Het ek 'n website, dit is genoem ADSB Exchange. As jy wil op jou Google, dan gaan jy daarin. Dit is soos flight tracker, flight radar, maar met 'n verskil. As jy nou oopmaak in die maps, dan kyk jy daar bo, dan staan 'n U, uniform, 'n H vir hotel en 'n T vir tango. Jy klik op die U, vir uniform. As jy op hom klik, dan sien jy net militêre vliegtuie op die blad, niks anders nie. En reg op hierdie oomblik, as jy inzoom, sal jy sien, daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 C-17's op pad tussen Amerika en Iran, daar in die Midde-Ooste. Heen en weer op pad. Dis al wat ons doen. Hulle ry net ammo aan. So mense vra, waar kom julle al die ammo? Dit is waar hulle kry. Dit word aangevlieg heeltyd. En onthou, die ander ding wat hulle ook doen, het ek gesien, wie is hierdie? Hoe is UAE se vliegtuig wat daar bo vlieg, se Air Force. Die ander ding wat Amerika ook doen, hulle is in die fabrieke wat die ammunisie bou, is in war mode. So hulle double, triple up die produksie net. Wat die mense nie van weet nie, is goed soos, kyk op die oomblik gebruik hulle baie damboms vir die strikes in Iran. Baie. Want hulle het nie meer stand-off ammunisie nodig nie. In die begin het ons stand-off ammunisie gebruik wat baie duurder is. Tomahawk missiele, jy weet, ander bomme wat van vliegtuie afgedrop word op langer afstande, cruise missiles. Nou nie meer nodig nie. Ons het nou air superiority. Met ander woorde, ons kan vlieg waar ons wil in Iran, wat gebeur al van die 3de dag van die oorlog af. En nou kan ons cheap dampboms drop. Nou al wat jy maar, die dampbom, jy kan ons steeds redelijk akkuraat drop sonder enige iets vir guidance, maar om seker te maak, en dit gebruik hulle by plekke waar daar faciliteite in die middel van nowhere is, nie vliegvelde, jy weet, militêre plekke waar daar in die middel van nowhere staan, sal hulle met gewone dampboms gaan drop. Maar as hulle militêre faciliteite moet uithaal in publieke areas, in stede en so aan, al wat jy maak is, jy strap 'n JDAM system op die dampbom, en dan sê jy smartbom. Dan dorp hom van boaf, en hy is pinpoint accurate, jy kan nie sommer mis nie. Kom ek rephrase, jy kan mis, maar 99% van die kere gaan jy die teiken presies sê waar jy moet. Daar is 'n kans altyd vir iets mis. Niks in die oorlog is altyd 100% akkuraat, 100% reg nie. So, hoe lang kan die ammo, dis wat ek klaar geantwoord het, so in terme van dit, dis nou baie duidelik, baie kommentators het gesê, ons ammo gaan net 4 dae of 5 dae hou. Selfs groot kommentators wat mense gebruik geneig is om aan te hang, soos Scott Ritter en McGregor, die 2 dames, wat ook gesê het, Amerika kan hierdie ding volstaan nie, ons ammo gaan binne 'n week uithardloop. Nou ja, sorry vir hulle, strek maar by die einde van die 5de week, en het gaan nog steeds aan. En kyk nou, soos ek sê, as die deal nie kom teen maandag aand nie, gaan jy massive strikes in Iran sien. En dan gaan hulle wonder, waar kom sklik al hierdie bomme vandaan? 'n goeie vraag, waar kom die geld vandaan? So, waar kom die geld vandaan om hierdie oorlog te support? Want dit is maklik $1 biljoen 'n dag wat aan hierdie oorlog gedryf word. So, dis ook deel van, onthou ons defense budget is die grootste in die wêreld, dis oor die $800 biljoen 'n jaar, met 'n biljoen. So is 'n 8 met 9 hulle 'n jaar. En daar's maklik plekke om geld te skuif in die budget om vir sulke goeders, want iemand het gister 'n komment gemaak en sê, maar gaan julle nie begin swaar trek op julle ekonomie, dat julle al julle geld in die oorlog moet spandeer, julle het nie geld oor om, jy weet, vir ander goeders nie, gaan julle kos die raak, en nee, hulle het baie plekke om geld te herwin in die plek daarvan.
So dis altyd voorsiening gemaak vir dit. Iemand het 'n goeie vraag gevra. Hoe kry Iran reg? Hulle is verwoes. Kyk, hulle weermag, ons weet, is nou kapletter. Maar hoe kry hulle dit nog reg om die stryd oor Hormuz toe te hou? En dit is maklik met sielkunde en met bluffing en so aan. Al wat hulle moet doen, hulle kan net sê, daar is een seemyn in die stryd oor Hormuz. Dis al wat hulle hoef te sê. Geen servieskip gaan daar deurry, as hulle dink daar is een seemyn wat hulle kan sink nie. So, hulle gaan wil wag tot daar guarantees is van een of ander militaire instansie of government instansie wat sê ons het die see daar gesweep en daar is nie meer seemyne daar nie. Dit is nou skoon, julle kan maar deurry. Want en die ander probleem is met hulle dreigemente wat hulle al baie dekades terug ook al gedoen het en baie keer gedoen het. Dreig hulle, ja, maar as iemand daar verbyry gaan hulle skiet met missiele of drones of seemyne, dan wil hulle nie insurance kry vir ons nie. So hy skepe het nie insurance nie, dan wil hulle nie ry nie. So dis hoe hulle nog kan die Hormuz toehou met dreigemente. Maar dit gaan tot op 'n punt kom en help hulle dreigemente absoluut niks meer nie. Clusterbomme, iemand gevra van die clusterbomme wat gebruik word in Israel. Hulle het gesien, Israel Iran skiet 'n missiel en dan kom dit oop en dan is daar 80 bomme wat omtrent elke bom kan about a subdivision of a city block uithaal of so. Ek het dit al 'n paar keer gesien, dis nie so nie, daai clusterbomme is nie baie groot nie. Daai bomblits wat binne-in is so groot soos my kop. About jou kop size, 'n bal wat about so groot jou kop is, miskien kleiner bietjie. Party is kleiner, party, die grootste is about so groot soos jou kop. En 'n bietjie kleiner en dime size, dis sulke balle. Hulle val, dan bounce hulle nie, hulle gaan ontplof. Party van hulle ontplof nie eens nie. Die kleiner balle ontplof die size van 'n handgranaat ontploffing, die groter balle, die size, die explosive size is omtrent dieselfde hoeveelheid explosives wat jy in 'n landmyn sal sit. Maar dis nou 360 degrees, is nie gefocus op een rigting nie. So ek het video's gesien van 'n bom, clusterbom, 'n bomlet wat onder 'n kar inval en ontplof en die kar vlieg so hoog in die lug en tuimel so. Nogal baie goed gedoen, lyk echt. Maar nee, daai tipe goeders is vals. Dis AI gegenerate. Hy sal die kar in stukke skiet, hy gaan hom nie oplig dat hy nie die grond draai nie. Iemand vra ook wat van die S-500 system wat Rusland vir Iran gegee het, wat nou in Iran ontplooi is, daai is nie vals, dis 'n vals storie. Rusland het nog nie genoeg S-500 systems om vir hulle self hulle gaan net nie weggee nie, want hulle self in 'n oorlog, hulle het nie genoeg systems nie, so die systems is alles ontplooi reg rondom Moskou om hulle self te verdedig. Hulle gaan dit definitief vir iemand anders gee om hulle self te verdedig. En iemand het gewonder of China dalk wapens aflewer aan Iran as hulle met olieskepe kom haal. Maar onthou, die Strait of Hormuz is gesluit, maar daar is nog steeds olieskepe wat daar deurry. Hulle laat toe dat sekere skepe in en uitgaan, veral skippe van Iran wat hulle weet kan uitgaan en vir China olie vat dat hulle kan geld kry. So gaan China nie met 'n skip inkom en hulle kan, dis moontlik dat hulle met 'n skip inkom en wapens en goeders bring. Maar daai goed word opgehou, baie tydelik en baie fyn opgehou. Onthou ons het satelliete en ons het ander systems in die lug wat daai goed trek. Spesifiek konvooie wat van die see af, van die hawes af, land ingaan. Dis logistical supplies. Dis die eerste ding wat ons target, is konvooie. Enige logistieke supplies. Nou kom die mense uit, ja, maar Trump het gister war crime gepleeg, of eergister, toe hy die brug gedrop het daar in buitekant Teheran. En hy gaan war crimes pleeg as hy nou die kragstasies en ander infrastruktuur gaan drop. Dis nie war crimes nie. As jy daai ding gebruik, daai fasiliteit, daai brug, daai kragstasie, whatever, om jou oorlogmasjien te dryf, dan sê hy 'n legitimate teken. Dis so maklik dit gaan wees. Selfs met enige konvooi wat ry om voorrade aan te ry. So dis legitimate tekens. Dis nie 'n war crime nie. En dan wil mense wonder hulle ook oor die air superiority wat ek al voorheen van gepraat het. Hoe kan daar air superiority wees as Iran reg gekry het om 'n F-15 af te skiet en dan rukkie later 'n A-10 af te skiet. En so 'n paar weke terug het hulle mos sy F-35 raak geskiet wat gaan land het. En hulle het ook een helikopter raak geskiet wat gaan land het. So is daar air superiority is, hoe kry hulle dit reg? Nou jy moet verstaan, air superiority beteken nie dat die vyand kan absoluut niks terugskiet nie. Air superiority beteken, jy het die vermoë om oor die vyandelike grondgebied te vlieg en maak wat jy wil en doen wat jy wil, wanneer jy wil.
is nog steeds die risiko dat hulle gaan terugskiet. Kyk toe ons in Angola was, in die laaste 2 jaar van Angola se oorlog, in operasie Modulair in Hooper, ek was in Hooper, het Angola air superiority oor die teikenarea gehad. Ons Mirages kon nie inkom, om ons te support deur die dag nie. Hulle kon nie betrokke raak by 'n fight nie, want hulle is te ver, en so, die Russe en die Kubane en die Faplas het die hele dag oor ons gevlieg met MiG-21 en MiG-23. Hulle het air superiority gehad, hulle het oor ons gevlieg, ons gesoek, bomme op ons gegooi, heeltyd gemis. En ons is nie baie goeie pilots nie. En ons het teruggeskiet. Ons het so 'n paar afgeskiet, ons het 12 of 13 vliegtuie afgeskiet. So dit beteken nie omdat ons reg gekry het om 13 van hulle MiGs af te skiet, dat hulle het nie air superiority gehad nie. Nee, hulle het, want as hulle gevlieg het, moes ons onder dekking bly tot hulle verby is. As ons hulle nie kon raakskiet nie. So dis maar net vir die wat wil verstaan wat hy termes beteken en so aan. Want ek weet daar's baie mense wat nog ooit nie weermag was nie, wat baie belangstel aan die oorlog en baie belangstel wat hier aangaan. So dis vir julle benefit wat ek baie keer van die goed sal repeat om vir julle te sê wat is aan die gang en hoe werk die systems. Kom maar kyk hoe jy op die chat as daar mense is wat vra het. Soos ek gesê het, is nou 'n bietjie laat in die aand, ek is nie jammer ek het julle nie gewaarsku vir hierdie nie, en ek weet nie, maar is mos Saterdag aand, mense slaap nie so vroeg op 'n Saterdag aand nie. Maar as ek by 9 uur aankom, dan wil ek nie meer wakker bly nie. Hallo almal wat hulle gesê het, en dat ek net weer afloop. Onthou, as jy nou regtig enige vrae het, gebruik die geleentheid daar in die chat en sit vir my 'n vraag en kyk ek aan en antwoord ek julle. Die link wat ek gesit het, is vir ADSB Exchange vir die wat laat ingekom het, jy kan daar ingaan, en dan as jy by ADSB Exchange ingaan, op die map, view the map, en dan sit jy daar UHT bo, Uniform Hotel Tango, klik net op die uniform. As jy op die uniform klik, dan vat hy weg, al die ander vliegtuie sit net militaire vliegtuie op. En as jy nou mooi inzoom, dan kan jy ook sien, soos op die oomblik, reg bo oor Amerika, dis nou Saterdagmiddag in Amerika. Jy weet ons mense is by die huis, sportparade en whatever. Maar op die oomblik is daar 60 vliegtuie net bokant Amerika, militaire vliegtuie. En dis meestal training en swaan en 'n paar C-17's wat op pad is daar na die Midde-Ooste toe. Maar as jy mooi inzoom, sal jy sien hoe baie hierso stop die weermag nie op 'n Vrydagmiddag en ek weet 2 uur dan gaan ons almal kroeg toe nie. Hier gaan hy aan. En daar baie van hierdie vliegtuie wat jy nou bokant Amerika sien vlieg, militaire vliegtuie is National Guard en reserve eenhede wat net op naweke werk, obviously die meeste van die keer, en hulle kry hulle training daai tyd ook aan. Yep, kurz verhoef, very, very true. Deception is the art of war. People don't need to know what cards you have. And that's exactly what President Trump is doing with these all these warnings and all this stuff, and then hit this target and then stop targeting and so on. There's just a deception. And the same on the Iranian side. Iran deception tell people, oh, they're going to sink every ship that goes through the Strait of Hormuz, and suddenly all the other oil carriers are too afraid to go through there. So just by that, too afraid to move. Dis hulle die stryd control. Marion, wanneer ek so kyk na verskeie nuuskanale en podcasters, is dit duidelik dat patriotisme ontbreek. Jy is reg, Marion, maar as jy kyk ook baie van hierdie kanale, weet Scott Ritter, Douglas McGregor, daai ouens, baie van hulle praat groot klomp stront om geld te maak op YouTube, want hulle kan nie sonder sensasie geld maak nie, en hulle het agtergekom, as jy negative, as jy teen die Amerikaanse regering, of die Amerikaanse weermag of so iets praat, dan kry jy baie followers, want daar's baie mense in die wêreld wat niks van Amerika hou nie, so hulle gaan like wat daai ouens sê. So hulle sê maar net goed wat hulle weet die mense wil hoor, en so weet hulle gaan meer viewers kry, en meer shares kry, en dan kry hulle 'n bietjie meer geld daaruit. Het die USA genoeg wapens om Iran te vernietig? Deploy, ek het dit vroeër gepraat oor, ons het beslis genoeg wapens. Ons kan hierdie oorlog van maand nog steeds aangaan soos dit op die oomblik aangaan. Nee, ons het definitief genoeg wapens om Iran totaal te vernietig, maar die probleem is, ons kan nie net vlieg en alles van bo af bom nie, want daar is te veel populasie. Die probleem is met die Iranse weermag, die wat nog oorgebly het, en van die besiegmagte, hulle kruip nou in service, dis nie service weg. So jy kan nie net alles bom nie, maar dan moet jy die hele populasie uitskiet. Ek het gesien die mense daar begin in opstand kom teen die IRGC. Ambushes vat hulle wapens en gebruik. Yes, dit kom.
Dit kom definitief, Martin. Hulle kom nou agter, want onthou hulle is onder blackout, internet blackout. Hulle het nie 'n klou waar aangaan nie in die land nie. As al wat hulle sien is op hulle national TV waar die Ayatollahs en mense sê ons is nog in charge en ons skiet julle in die strate as julle inkom om weer te protesteer, soos ons in Januarie gemaak het, so hulle is nog bang vir dit. En hulle sê hulle wen hierdie oorlog, so hulle dink die Amerikaners het nog nie genoeg skade gedoen aan die IRG se regering nie. En so hulle is nog bang om uit te kom, maar soos die informasie uitlek en hulle bietjie meer toegang tot informasie kry, gaan jy sien al hoe meer mense gaan nou begin opstaan weer. En Pieter Jordan vra 'n goeie vraag, is die pilot gewapen wat hulle soek? Yes, hy is. As jy eject in jou ejection seat, is jou survival pack, maar in die survival pack is daar 'n wapen. Verskillende vliegtuie het verskillende wapens in. Ons Mirages in Suid-Afrika het 'n .22 ingehaat, wat so groot geweer gewees. Ander pistole in, daar's verskillende tipe wapens wat hulle kan insit. Maar daar's wapens wat jy jouself mee kan beskerm en vir jouself kan gebruik om te jag of kos te maak, maar definitief om jouself te beskerm. Daar's nou nie 'n groot Uzi daar, of jy kan 'n Uzi ook aansit, sorry. Daar's nou nie 'n groot flippin R4 of jy weet so iets groots daar nie. Dis kompakt wapens. Dis goed wat kompakt gaan wees wat hulle maklik binne in die survival kit gaan sit. Okay, ek het hier nog, ek lees die mense wat vra uit spesifiek, as ek stil geraak het. So dit beter wees vir 'n pilot wat hulle soek om hom self uit te haal voor hulle hom kan hostage hou. Pieter Jordan, dit hang van mens tot mens af. Meeste sal dit nie doen nie. Meeste gaan nie homself. Meeste van die pilots gaan definitief nie suicide pleeg nie. Hulle sal gevange word, want hulle kan tentoon nog informasie daar gaan uitkry uit mense uit. Hulle word getrain vir hierdie geval om escape evasion eerste, en as jy gevang word, wat jy moet doen, nee, ek weet nie van baie pilots wat gaan suicide commit nie. Kyk, ons, een ding van die Amerikaanse soldaat is, jy maak 'n eet, jy sal fight, close quarter combat fight, tot hulle jou uithaal. Jy gaan nie jouself weghardloop, of wigvlag opsteek, of jouself doodskiet nie. So, as hy gaan hy nie wag het hy gaan nie homself suicide as hy sien daar kom mense nie. Hy gaan kyk hoeveel van hulle kan hy saam met hom vat, want al weet hy gaan dit nie maak nie, gaan hy kyk hoeveel van hulle kan hy saam met hom vat. So nee, dis een van ons core values vir ons, is om te fight, close quarter combat, tot ons dit nie meer maak nie. Maar 'n mens is 'n mens, elke mens jy kan so hard praat, maar mens weet nooit wat die binne in jou geloof in jou kop aangaan nie. Ja, Emma, ons weet Putin gee vir Iran hulp, is maar informasie, hy gee vir die intelligence, so hulle gebruik satelliete en help Iran net om teikens te identifiseer waarop hulle missiele kan skiet. Dis hoekom hulle nou en dan redelik naby kom op militêre installasies in ander Middle Eastern lande, waar hulle die missiele kon naby kry en party wat deurgekom het, en maar soos die missiele wat hulle in Israel inskiet, daar's nog nie een regtig op 'n militêre basis geskiet in Israel nie. Alles is in Tel Aviv of in Haifa en is in stede in. Hulle gebruik terrorisme daar om die populasie te probeer kry om die regering te push om die oorlog te stop. So jy kan sien daar vandag se aanvalle in Israel weer. Dis net in die stad in. Want hulle weet dit is 'n baie groot teiken. Jy moet net die missiel daar naby kry en hy gaan iets tref en is populasie areas. Hulle worry nie. Hulle worry niks, hulle worry nie oor soek militêre teikens nie. Nou kom ons by die ander punt van, kom ons kyk bietjie aan die kant van Iran. Wat het hulle nog? Wat het hulle nog wat hulle kan gebruik? So, currently weet ons, hulle het nog definitief 'n paar missiele oor, ballistic missiles en 'n paar drones oor. Soos ek gesê het, hulle daai goed steek hulle weg in bankers, ondergrondse bankers, grotte, wat reg oor die land versprei is, reg oor Iran versprei is. Hulle is afgesny met kommunikasie met die regering. Die Ayatollah wat die eerste dag dood is, na hom het nog een ingekom, hy is dood 2-3 dae later, en toe daarna die derde level is die eerste Ayatollah, sy seun wat oorgevat het. Maar sy seun is nog nooit van hierdie oorlog begin is in sig gewees nie. Nog niemand weet waar, hy het nog ooit sy gesig gewys nie. Hy het al gesê, hy het al goed gesê, ek sê die en ek sê die, maar dit kan deur enige iemand geskryf word. So die kans dat hy ernstig gewond of dood is baie goed.
Kanse dat hy net baie bang is en wegkruip in 'n diep gat en niemand uitkom nie, is ook baie goed. Maar die kommunikasie tussen die regering, die regime en die kommunikasie tussen die regime en die soldate op die grond, daar bestaan nie lekker nie. Daar's min kommunikasie. So al wat gebeur is soos die oorlog. Die mense wat vooraf voor hierdie oorlog begin het, hulle het geweet het kom, want hulle het gesien die magte bou op, het hulle teikens gekry. So daar waar hulle in grotte weggekruip het, hulle regimente in spesifieke grotte of bankers waar hulle is, het hulle 'n pakkie teikens gekry, en dit maak nie saak wat gebeur nie, jy skiet op daai teikens. En as jy op daai teikens skiet, dis wat jy doen. En intussen kan hulle miskien hier en daar 'n bietjie kommunikasie weer deurkry, jy weet, jy ry met 'n kar aan. Jy ry kommunikasie aan met 'n kar. Jy sê net, jy het nog nie radio meer, met radio werk jy nie, maar jy kan met 'n kar klim en ry met 'n message. Nou waar jou magte is, waar jy weet jou magte is, en sê, okay, daai is nou gewoon, skiet nou in die rigting, jy kan nuwe informasie so uitgee. Daar's baie maniere nog steeds, wat jy kan kommunikeer en vir hulle nuwe teikens gee, nuwe plekke waartoe hulle moet skiet. So dis basies wat daar aangaan. En 'n mens kan nie sê, hoe lank kan hulle nog aanhou nie? Want soos ons sien het al, duisende van hulle missiele geskiet. Hulle kan ten toe aan nog 'n paar duisend missiele onder die bankers het, mens weet nie. Maar die tempo wat hulle skiet is af. As jy kyk in vergelyking met, iemand het 'n opmerking gemaak vroeër, ja, hulle het nie meer, die mense sê dat net 10% van hulle ammo oor. Nee, dis nie wat die mense sê nie, of wat die Amerikaanse weermag sê nie. Die Amerikaanse weermag sê, die tempo wat hulle in die missiele en drones skiet, is 10% die size as wat het was die eerste 2 of 3 dae. So dit beteken nie dat net 10% van hulle ammo oor nie. Hulle kan nog baie ammo oor het. So, die enigste probleem vir hulle, veral met hulle ballistiese missiele, daar goed word opgetel, deur satellietsystems, en ander van waar hulle gelanseer word, en daai plekke word gemerk en geskiet daarna, en getref. Dis die voordeel van dynamic strikes. So vir die wat nou nie verstaan wat ek bedoel met dynamic strikes nie, onthou in die nag en in die dag, dan vlieg die Amerikaners en die Israelies en hulle teikens wat vooraf bepaal is, hulle gaan dit strike. Met ons satelliete en ander systems, tel ons so iets op, hier is nou net 'n missiel gelanseer van hierdie plek af, dan die teiken waar die vanaf gelanseer is, die word gestuur vir 'n packet, het weet te sorg die wat uitgaan, of 'n flight van F-35 of wat, en geredirect na die rigting toe wat die teiken is. Dit noem mense dynamic strike. Met ander woorde, jy het 'n oorspronklike teiken gehad waartoe jy op pad is, en jy is nou in jou roete daartoe gedivert na 'n ander teiken toe, wat meer prioriteit is. En jy gaan strike aan 'n teiken, dis 'n dynamic strike. En daar gebeur partykeer 200 van hulle op 'n dag, van die 4, 5, 600, amper 1000 party daas sorties wat uitgevlieg word, is daar partykeer tot en met 200 van hulle wat dynamic strikes word, wat die teiken area en die package verander word. Dan as jy ook kyk in die laaste paar dae, vind hulle ook uit met intelligence en met ander goeders, waar Iran hulle stockpiles van ammunisie het. En nou die dag weer gesien, eergister, 'n massive explosion daar by Tel Aviv, daarna by Tehran. Een van hulle wapenopslagplekke, hulle ammunisieopslagplekke. So, nou dink ek by myself, weet jy hoe moreel brekend dit moet wees? Ek is die Iranse weermag. As jy sien, binne die eerste 2 dae, soos julle weermag, konvensionele weermag is gone, ons het nie meer skepe en ons nie meer vliegtuie nie, ons het nog net hierdie missiele wat ons iewers wegsteek, en nou, ons skiet hulle uit, want ons nie 'n keuse nie, ons moet onsself verdedig, en intussen kom ons en vlieg hier rond, en bom al ons factories wat nuus kan bou, en ons weet, ons kan nie nog nuus bou nie, so, ons sit nou met wat ek sien hier in die stoor, en elke dag sien ons is al hoe minder. So, dan moet jy weet hoe dit begin raak, hoe demoralizing dit vir die ouens op die grond moet wees, dat as jy sien, jou toerusting word al minder en minder en minder, en jy kry nie aanvullings nie. Want ek onthou, toe ons daar op die front was in Angola, dan kan sien ons kos raak min, maar daar is nog nie iets anders, die nou hoop as jy kom 'n trok, kom generaal Geldenhuys daar aan eendag sê vir ons, wat soek julle? Ons sê, man, ons is baie boring, party daar sit ons hier so vir dae lank, weke lank, ons doen geen aanval nie, ons net sit en wag vir ons volgende strike, so ons is bored, jy weet wel, wat moet ons doen? Ons sê vir hom, ons soek board games en magazines om te lees, okay,
Volgende dag, hier kom 'n Puma aangery. Die Puma land daar so, hy laai af bokse. Binne in die bokse is na 'n paar board games, soos Monopolies gekry en Risk, ek so baie Risk gespeel. En tydskrifte. Dis 'n klomp car ek weet nie waar dit gekry het nie, 'n klomp car magazines. Die oudste een was 1968 en die nuutste een was 1971. So dit was car magazines van tussen 1968 en 1971. Interessant om maar deur te gebly. Hierdie was in 1988 in Angola. Bly ons daar deur. Die duurste kar in die boek is 'n Mercedes-Benz, R3000. Het was nogal interessant om te sien wat die karpryse daai tyd was. Andre, daar het 'n paar scopes daar aangekom, maar nie met die boks wat die generaal Gelnys vir ons gestuur het. Daar het aangekom met ouens se pakkies. Maar 'n paar van die huis af hom gestuur. En die ander probleem is met in die mail ook tot in Angola was wat die mense vir ons gestuur het. Die kry pakkies of briewe en goeders. Dit word gesort, man. Dan kom hy dinge aan, dan sien die luitenant in die korporale deur jou boks, dan word die goed soos die scopes en daai is uitgaan en weggevat. En dan vir ons gegee, want dit is altyd nie 'n goeie idee om dit rond te hê nie, in 'n oorlogssituasie waar ons alleen aan die veld is nie. So dis wat ons gekry het daai tyd. So nou kom ons terug na vandag se oorlog toe. Dis vandag baie verskillend. Die verskil tussen Amerikaanse weermag en die Suid-Afrikaanse weermag baie daai tyd is die manier hoe ons operate. Jy weet, die Amerikaanse weermag is baie ver groter as wat die SAW ooit was. En as hulle forward ontplooi, dan sit hulle 'n basis op wat groter is as wat die hele SAW was in die 70s en 80s. En daai basis het alles op. Hulle het tot takeaway restaurante op. En die logistiek wat daar aankom, soos ons nou sien op by ADSB Exchange, hoe vliegtuig. Daai vliegtuig bring nie net ammo, hulle bring ander logistiek ook in, maar die meeste sal ammo wees en ander wapens. Nou intussen weet ons, onthou, daai sperdatum is ons nou maandag aan 6:00 of maandag aan midnight in Iran. Intussen het ons gesien hoe kom maar nog skepe in en hoe kom maar nog troepe aan. Dit gee vir president Trump allerlei opsies. Iewers het iemand vandag 'n komment gemaak. Ja, die Iranse missiele en goed is so goed, die supercarriers, die aircraft carriers moes wegtrek uit hulle range uit en van ver weg gaan lê het. Ek weet nie wie hulle daai nuus gegee het nie, maar is vals. Hulle is nog steeds ontplooi waar hulle moet ontplooi. Dan sê iemand anders oor die een aircraft carrier is gesink. Eers ander keer sê hy is net getref deur rockets en drones en hy het aan die brand geslaan. Nee, hy het ook nie. Daai een wat aan die brand geslaan het, die president Ford, die president, die USS Ford, dis nie, die skip het nie brand geslaan nie, dat 'n brand uitgebreek op die skip in die laundry area. Ek het daar voorheen gesê, seker was daai ons nie lus om laundry te doen nie. Maar hy is op pad terug, hy is op pad, sy operasionele op deployments verby, hulle is al op deployment vir ver meer as 6 maande. En hulle sin is verby. Hier in Amerika, die deployment vir aircraft carriers is gewoonlik so 6 maande. So sy deployment is verby en nadat die brand op die grens, die brand in die laundry area was wat hulle gestop het, die carrier was nog 2 weke daar in die operasionele gebied waarvan hulle elke dag met 'n vliegtuig gelanseer het, hy het aangegaan met sy operasies. Maar hy het nou teruggetrek en waar hy nou Gerbanker en goeders word en dan gaan hy terug gaan Norfolk toe en die nuwe skip, sy aflos is op pad uit. Die George Bush, hy is nou op pad uit, hy is paar dae terug uit Norfolk uit, hy is op pad na die Midde-Ooste toe, hy is die aflos vir die Ford. Maar intussen is die ander carrier daar, en die kleiner carrier waar die Marines mee aangekom het, is ook daar, en 'n paar ander klomp skepe, en hulle is daar in omgewing, en hulle is nog steeds op hulle selfe plek ontplooi, en hulle gaan van hulle gebruik om strikes, die voorbereidings te tref vir die strikes wat maandag aankom. Andreas het gesien, hy het 'n video gesien hoe Iranse polisie op 'n Black Hawk helikopter skiet. Dis tentoon, ek weet nie as dit is nie, so dat gister se video wees van hy was nie Black Hawks nie, was Payhawks, wat ingevlieg het om my pilot te gaan rescue, die een helikopter is raak geskiet met klein geweervuur, en daar is ouens wat gewond is. So onthou, hier is een ding wat julle kan onthou, as julle eendag in Amerika kom en julle, of eendag iewers, enige plek en julle praat met Amerikaanse soldate, moet asseblief nie vir die lugmag, die United States Air Force, as hulle met 'n Black Hawk vlieg, hulle moet nie vir hulle sê, ek like jou Black Hawk nie. Dis 'n Payhawk.
Ja, hulle het hulle eie naam vir hom. Nou, dis 'n Black Hawk helikopter, maar hy's geomskep vir lugmagdoeleindes. En hoe weet jy wat is die verskil? Die lugmag se Payhawk het 'n refueling nozzle voor op die neus. Hy kan air-to-air refueling doen. Die Army se Black Hawks kan nie air-to-air refueling doen nie. So dis wat jy gou die verskil gaan sien tussen lugmag helikopters en Army helikopters. Hier by ons, die weermag is so groot, die Army het sy eie lugvleuel, so die Army het sy eie vliegtuie. Die Army gebruik meestal net helikopters. Ons het 'n hoop Black Hawks en ons het 'n hoop Apache attack helikopters en dan het ons 'n kleiner ligter helikopters en ons het 'n paar vaste vlek vliegtuie, maar dis min. Dis meeste die vaste vlek vliegtuie is meeste aan die lugmag se kant. En dan onthou die vloot, die United States Navy het sy eie lugvleuel. Die United States Navy is die tweede grootste lugmag in die wêreld, na die US Air Force. En daarna, onthou die United States Navy het sy eie carriers, obviously, met sy eie fighter jets. F-35C's, en hulle het die F-18's, en hulle het Prowlers, en hulle het B-2's, en hulle het hulle eie vliegtuie, die United States Navy. Dan kry jy nog die United States Marine Corps, hulle het ook hulle eie vliegtuie. Hulle gebruik maar hulle het hulle eie carriers ook, want hulle het bietjie kleiner carriers. Maar hulle is ook op die groot supercarriers. Dan gebruik hulle die groot supercarriers as die taxi, maar hulle het hulle eie vliegtuie. Hulle het F-18's op daai skepe ook, en hulle het F-35, nee, hulle het die F-35's op die supercarriers nie, hulle gebruik hulle F-35's, want hulle het die B-modelle, die wat vertical kan opstyg en land, die Marines, hulle gebruik, nie die Marines en die B-modelle, hulle gebruik hulle op die kleiner carriers. Nou ons het 10 tot 11 supercarriers, altyd, dat is altyd as die boonste, die onderste een uitval, dan kom die nuutste een weer in. So hulle bou, elke 3 jaar, bou hulle in 'n 3 tot 4 jaar, bou hulle aan 'n nuwe supercarrier, en wanneer hy nuwe supercarrier operasioneel gaan, dan haal hy die oudste een uit service uit. Dan die oudste een klaar, 25, 30 jaar diens gehad. Jy weet, dan haal hom uit service uit. En die nice ding van dit is, hulle is allemaal nuclear reactors in vir hulle power supply. So, hulle gee so 200,000 horsepower, die nuclear reactors, en die een reactor, wat daar is, of sy 2 reactors wat hy binne het, gee krag vir die skip vir 25 jaar lang, jy hoef dit nie. So die skip het nie fuel nodig, weet, diesel en goed nodig om 'n engine te drive nie, die nuclear reactor drive hom, en die reactor se krag, se power supply hou vir 25 jaar. Jy moet eers elke 20 jaar, dan refit hulle miskien 'n reactor, of hulle hou hom in die reactor, diens hom net, en dan so 25 jaar op 30 jaar, en dan onttrek die skip van diens. So ons het 10, partykeer 11 van die supercarriers, hang af wanneer is die nuwe in en wanneer is die ou een onttrek, dan is nog 10 kleiner carriers ook. Die 10 kleiner carriers dra meer vliegtuie as wat Rusland op hulle Rusland het net 1 carrier. Hy dra, laaste keer toe employed was daar net 15 vliegtuie op gewees, en na 'n maand is daar net 13 vliegtuie oor, toe hulle maar weer terug. Hulle het net vir 'n maand employ, en dis nou so paar jaar terug toe hulle employ daar in Syrië. Maar so Rusland het net 1 aircraft carrier, en hy dra maar 15 vliegtuie. Ons kleiner carriers dra 40 vliegtuie, tot en met 40. Kan minder dra. En hulle is waar die F-35B's op is, en die Ospreys op is, en ander helikopters op is. En dan binne in het 2500 Marines ook. So dis 'n carrier, aircraft carrier, en 'n Marine detachment is daar op, en hulle binne in die haal, het hulle ook bote, en goed, nie bote nie, amphibious vehicles wat uit kan kom, en die Marines op die strand kry. So dis hoe die Marines operate. So dan is nou die lugmag, gesê hulle eie lugmag vliegtuie, obviously, dan die Navy het sy eie vliegtuie, die Marines het sy eie vliegtuie, die Army het sy eie vliegtuie, die Coast Guard het sy eie vliegtuie, die United States Space Force het nie vliegtuie nie, let 'n paar. Maar die Space Force is meestal ons intercontinental ballistic missiles en al die satelliete. Al die satelliete wat jy daar bo sien, word deur die United States Space Force gebeman en geoperate. Wat ek gou sien, en koets, jy sê stil, A10, jou favorite, ja, A10 is 'n harde ding, my maat, regtig is 'n harde ding daai, dit vat lank om hom af te skiet, jy het baie skote nodig, as jy guns gebruik, 'n missiel kan hom groot skade doen, en hy kan nog steeds vlieg, alles is dual, soos op die Apache, so op die Apache helikopter, alles is dual systems op het, die Apache helikopter se kajuit is beskerm van onderaf, tot en met 20 mm kanonne, om die pilots veilig te hou, sy brandstof byvoorbeeld, as jy rond daar deurgaan, en sê hulle net weer op, so, hy gaan nie lek nie, en ander systems is beskermd, en hy kan val uit die lug uit,
hy kan amper 40 voet ver val en jy kan hy impact survive. Dis hoekom party mense het gespot, ja, maar hulle moet vir helikopters ejection seats insit. Hulle het helikopters, hulle het vir die Apache ejection seats getoets in die begin, toe die Apache gedevelop is, maar het is agtergekom is onnodige gewig, en want hy opreit te laag, hy opreit baie laag hoogte, hy laat hom eerder develop dat hy kan met laag hoogte val en die impact survive. Die enigste helikopters in die wêreld op die oomblik met ejection seats is die Russiese helikopter, die KA-15, die 52 uit ejection seats, en nou wat probleem is met die ejection seat vir 'n helikopter, jy moet, as jy die ejection seat liewer trek, voor jou ejection motor fire, is daar 'n lading binne in die propeller, binne in die blades, wat die blades afskiet. Dat hulle kan, hy draai mos en rond, so hulle vlieg weg, dan is daar niks boek in jou kopie, dan jack jy uit, so dat is normaal weg. Nou hier is die probleem. Attack helikopters operate baie close area tussen sy eie troepe. So as jy hier voor my operate en tekens aanval, en jy doen 'n ejection, en skielik kom my blade van 'n helikopter af, en vlieg jy in my rigting. En dis die hoofrede hoekom hulle ook nie vir Apache's ejection seats ingesit het nie. Want jy gaan jou eie ouens uithaal met die propeller blades wat hier rondvlieg. Nou vra Johannes, is daar nie 'n tracking device wat dalk op die vlieënier dalk op hulle kan dra in geval van nou iewers? Ja, hulle het. Daar is 'n tracking device binne in die ejection seat, en daar's 'n tracking device in sy Maywest en sy survival gear. Daai goed se battery kan net 'n sekere tyd hou, dan na die battery uitval wat in jou gear is. Maar daar is 'n tracking device, daar's ander maniere wat hulle ook kan tracking doen. Maar ook daai ping wat hy afgee kan opgetel word deur die vyand, kan met hulle, as hulle sofistikeerde radio equipment het, kan daai ping optel en dan gaan hulle ook jou weet waar jy is. So die vlieëniers kan daai goed afsit, self fisies afsit, dat hulle nie getrek kan word, tot hulle agterkom hulle is in 'n plek wat hulle weet hulle is veilig, en hulle sig oor die area wat hulle is, sal hom aansit om vir die mense te laat weet waar hulle is, en van daar af escape and evasion doen vir as iemand hulle jaag. So daai goed is daar, is maniere vir dit. Andrei, hy sê die Marines are the men's department of the Navy, het al baie gehoor, dus so, hier in Amerika is daar baie buiterheid tussen die weermagstele, baie goeie banter tussen die weermagstele, party is jong ladies wat die weermag join, hulle vat dit partykeer buite konteks, of hulle dink jy moet hard wees met 'n ander weermagsteel, maar dan kom hulle agter ons fight vir dieselfde span nie, maar grotendeels is dit altyd goeie banter tussen die weermagstele wat die mense vir mekaar support, jy weet, en vir mekaar goed sê. Hier soos ons ook in die SA lugmag en in die army. Toe het ons die basis op die grens gebou het hier tussen 66 en 75, toe ons begin ontplooi daar op die grens in Angola en begin basis oopmaak Rondo en Grootfontein. Wat het gebeur? Army kom daar aan, stoot die plek se bome af, staan tente op, maak 'n mooi square tente, jy ken mos die army. Ek was in die army, ek weet daar mag infantry. Tente staan so mooi reguit, square, lyne styf getrek, dakke, alles deur RSM met hulle gerig in die son. Wat maak die lugmag? Hulle kom maar, heel eerste ding wat hulle doen, hulle bou 'n kroeg onder daai boom, dan bou hulle menasie onder daai boom, en dan bou hulle akkommodasie onder daai boom in die koelte. Dis wat die lugmag gedoen het. Maak dit eers gemaklik vir hulle self, voor hulle oor die ander goed worry. Army, nee, stryd tente in die son, en almal eet raakpacks. En die lugmag, nee, menasie, kook vir ons kos. Dis die verskil tussen al die weermagstele. En dis hier in Amerika ook maar so. As jy hier sien, die lugmag is, en kyk hulle mooi na jou. Ek nie sien of ek iets gemis het nie. Ok, ek dink ek het nou meeste gecover van die vraag wat die mense my gevra het, wat ek sommer hier met 'n live wil afhandel. En ek sien nou nie nog live questions op die chat bykom. As ek net seker maak, ek het nie iemand sin gemis nie. As ek iemand sin gemis het, kan jy gou insit daar. Dat ek nou nie iemand se vraag mis nie, maar soos gewoonlik as ek klaar is met hierdie live, die video sal op my Facebook, op my YouTube kanaal wees, anyway, en ek sal op my Facebook sit, en as jy enige ander vraag het wat op intussen, kan jy dit daar bysit, onderaan bysit. Ek gaan net, ons het later weer, ja, sorry, ek het daar een vraag gemis. Mense vra my, so, waar kry jy jou inligting vandaan, van die oorlog en goeders? En 'n goeie vraag. Nou, ek gebruik nie
computer, YouTube of what you call this, media. Ons het toegang tot informasie, ons wat nog in die hele weermag in Amerika het toegang tot sekere goedes. Nou, ek is nie in full active duty nie meer nie, maar ons is nie auxiliary, ons is hier burgermagskaders. Ons het toegang tot plekke waar mense vir ons generaals en ander, what you call it, intel briefings doen. Dis waar ons informasie kry. Daar is ook Amerikaanse in die weermag, jy weet die internal military websites, wat nie op die open media is nie. Daar word goed daar gepost, en dis waar ons ook van ons informasie kan kry. En dan is dat goed, die mense vra my eendag, hulle sal verbaas wees. Even ek wat in die burgermagskader is, ek sien nie active duty nie. Ek het toegang tot NORAD se radar, ek kan presies sien waar enige ding vlieg op die oomblik, militair gewys, wat niemand anders kan kry, wat buite kan die weermag is nie. Jy gaan dit nie op, soos die wat ek nou opgesit het, ADSB Exchange, mense sal vra, yes, maar hoe kan jy kan ons nou sien, kyk op baie militaire vliegtuie vlieg rond, hoekom kan jy hulle sien? Die enigste rede hoekom jy hulle moet kan sien, hulle moet hulle transponders aanneem met hulle vlieg, tussen die civil vliegtuie. Maar as jy sien daar, as jy na die map inzoom daar oor Iran op die oomblik, waar daar strikes gedoen word, geen niks sien nie, want dis 'n oorlogszone, hulle kan alles afsit. Hulle sit alles af. Wat dink jy André, wat dink jy van die Rooivalk helikopter as ek mag vra? Rooivalk helikopter is 'n goeie helikopter wat gebou is vir Suid-Afrikaanse kondisies, laat gekom. Ongelukkig is daar nie fondse gewees om hom verder te develop nie. So hy is mos hy het sy eerste vlug gehad in 1990. Hy is gedevelop. Ek was baie nie betrokke by die development nie, maar ek was baie by die projek gewees. Want in 1993 toe begin die land oopmaak vir die 94 verkiesing en toe begin die mense in die land inkom. Die sanksies is gelig teen Suid-Afrika en skielik wil almal Suid-Afrika toe kom om wapens te kom koop of te verkoop of aan te koop. En hier van 94 af was ek betrokke by die weermag se VIP Protection Unit en elke liewe ou wil toe aan Suid-Afrika toe kom om eerste die ander terrorist Mandela se hand te kom skud en tweede om te kan wapens koop of verkoop. En die hoop van hulle, want Suid-Afrika probeer Rooivalke nou uit die vir die publiek uit te gee, nie uit te gee, te verkoop, want dit is 'n goeie ding kan wees, as jy kan Rooivalke begin verkoop. En so ons moes baie lande se presidente en defense ministers na die Rooivalk projek toe vat, dat hulle die helikopter kan sien en sien of hulle dit kan aankoop. Die eerste model is gevlieg al in 1990 en later het hulle begin met nog 2 prototypes wat hulle gehad het. Ek het vroeg in 94, dink ek, het ek iemand gevat soontoe, hulle het 'n vlug gekry, een van die presidente, 'n vlug in die Rooivalk gekry en gecheck. En toe begin het so, en toe begin hulle adverteer, toe begin die Rooivalke, toe begin die produksie eens te bou, hier so 95, 96 het hulle begin produksie helikopters bou. En hulle is eers in 2011 is hulle eers operasioneel. So, dit is die probleem met die Rooivalk gewees. Ek het baie meetings bygewoon by Krijgkor, waar hierdie lande gekom het, wat hulle samesprekings met Suid-Afrika gehou het, oor die Rooivalk helikopter om te koop. En ek was in die een meeting waar 'n massive, 'n groot purchase, baie ver getrek het, 'n land wat omtrent 60 Rooivalke wil koop. Ver gevorder. Maar ongelukkig het die negotiators van Suid-Afrika nie mooi gewerk nie. Ek wil nie te veel uitpraat daaroor nie. Hulle het geblaf, die ander span het gekol. En toe het die defense secretary van die land sy goed opgevou net daar en omgekyk na my toe en sê vir my, let's go. En dit was die tweede dag van 'n 5-dagse besoek. So whatever hulle bespreek het en beplan het in die oorlog, en om met die helikopters verkoop, is 'n mistake aan die Suid-Afrikaanse negotiators se kant gewees. Daar opgepak, in plaas van die rest van sy besoek klaar te maak, moes ek hom terug hotel toe vat, hy en sy groep, hulle is terug na die waterkloof toe, op hulle vliegtuig, weg is hulle. En toe verspreid hy nie soos wildfire deur die wêreld. So, ongelukkig, is dit nie vir daai was nie, sodat dalk lande gewees het wat die Rooivalk gekoop het, daai geld wat ingekom het, so die Rooivalk projek ingegaan het, en meer kon gebou gewees het. So, en op die oomblik, omdat hulle dit nie kon verkoop nie, het het gebly by 12 helikopters, by 11. Hulle 12 gebou, een het gecrash.
uit skade opgehuis afgeskryf en daar's 11 wat die lugmag alleen gebruik op die oomblik. So dis ongelukkig die stand van die rooi valk. Die grootste probleem van die rooi valk was, hulle te laat begin met sy wapensontwikkeling, soos sy Makopa missiel wat die anti-tank missiel is, was nie eens naaste by gereed toe hulle die eerste helikopters probeer verkoop het nie. En dit is 'n ding wat hulle, so ons het probeer om 'n gun te verkoop sonder ammo. Alhoewel ander lande toegang tot ander missiele gehad het, namens die Hellfire missiel wat die Apaches gebruik het, wat hulle op die rooi valk kon gebruik, en jy kan dit daar opsit en gebruik, no problem, het Suid-Afrika gesê, nee, jy moet die Makopa bou en die Makopa gebruik, en omdat dit nog nie gereed was nie, het daai mense, en toe kom Frankryk anyway uit, en sê enige land, wat rooi valke koop, by Suid-Afrika, Frankryk sal nie after-sale parts voorsien nie. So daar gaan nie parts wees vir after-sale nie. En daar het dit op finaal die projek gekill, dat daar nie 'n projek is nie. So ek het al baie stories gehoor van, ja, maar dit was die Amerikaners wat ingemeng het om te boelie die Suid-Afrikaners of boelie ander lande. Dit is nie, niks met dit te doen nie. Daar was lande wat sterk was, daar ons het amper gesign, ek weet nie hoeveel naby die einde was, om die groot program te sign, om te koop nie, maar dis oor ander goeders, wat het nie. En toe kom van die rumors uit, was die Suid-Afrikaanse regering uitgesit, van die rumors van, druk hier en druk daar, en druk die Amerikaners, en druk die ons, dis net om hulle self te cover, dat hulle 'n mistake gemaak het. So, as ongelukkig, soos ek sê, maar die rooi valk is 'n goeie helikopter vir wat gebruik word in Suid-Afrika, hy is op die oomblik meer as 20 jaar agter die Apache. Hy sal nooit kan opcatch nie, want die Apache bly nuwe developments kry, en hy het nog nooit ge-upgrade nie, as hy geld daarvoor nie. Baie mense het gesê, die rooi valk was die eerste helikopter wat 'n loop gemaak het, wat vals is. Apache het loops al gemaak, nog voor die eerste rooi valk gevlieg het. En daar was 'n helikopter lang voor die Apache. In 1949 het 'n Sikorsky 'n loop gemaak. So die eerste helikopter wat ooit 'n loop gemaak het, was 'n Sikorsky in 1949 al. Nog lang voor die eerste Apache gebou was. En dan sê die ander mense ook, ja, maar die Apaches is gebaseer op rooi valk. Hulle, die Amerikaners het die rooi valk se program, so planne kom steel in die Apache gebou. Daar is ook nie waar nie, behalwe as Amerika 'n time machine gehad het, want die Apache is al in 75 begin ontwikkel en is in 85 operasioneel al gewees. Die eerste rooi valk het eers in 1990 gevlieg. So vir die wat 'n bietjie belangstel in die geskiedenis van tussen die Apache en die rooi valk. Anders sê ook die Apache die helmet versier vir die rooi valk se kanon was die eerste in die wêreld. Nee, dit was nie. Apache het al 'n versier ook gehad voor die rooi valk eers gebou was. Die helmet versier, eerste ene, is in Suid-Afrika gebou, maar dit was vir 'n Mirage. En dit was nie 'n versier wat jou wapen lei nie, dit was vir die Kukri missiele. So, as die pilot gevlieg het, as hy kyk in daai rigting, dan het die Kukri missiel se oog ook daar gekyk, het dit gebeheer, en dis waar dit begin het. En Suid-Afrika was die eerste land wat daai tipe ding operasioneel gebruik het, en daarna het die ander lande vinnig hulle eie gedevelop. Jy hoef nie by iemand te kry, kan jou eie develop, maar dis waar dit begin het. So die ding wat slyf, die gun, soos die Apache en die rooi valk, dat die Apache dit al gehad nog voor die eerste rooi valk gevlieg het. Hey, Koets, dit is jammer as jy nie kan employment kry vir die trade wat jy het, want dit is regtig 'n nice trade om te hê. Ek was 'n goeie paar keer op die briefings oor die rooi valk, begin met die Alpha X basies omgeboude Puma. Nee, Martin, die Alpha X is omgeboude Alouette 3. En toe bou hulle die Puma, nee, toe sit hulle net wings aan die Puma om die wapens op te sit. So, die Alouette 3, die Alpha X is die X1, is die Alouette 3 wat omgebou is met 'n tandem cockpit om die konsep te toets. En daarna toe sit hulle wings op 'n Puma om die wapens te toets en die konsep te toets, en toe begin hulle die rooi valk te bou, te develop daar uit. Sorry Engela, as ek te veel rondkyk, ek doen dit nie as prins nie, ek moes net gedemonstreer het wat gebeur met die wapens.
Ek sal nie weer by rondkyk. En dan vra W. Ferreira, wat is jou persoonlike opinie? Gaan Trump strike maandag of gaan die rand tot hulle sinne kom? Op die oomblik lyk dit nie of rand tot hulle sinne wil kom nie. Op die oomblik is die kans baie groter dat daar 'n massive strike maandagnag, dinsdagoggend in Iran gaan wees, maar mens weet nooit nie. Dalk hoop die Iraniërs hulle doen, maar hier is die probleem. Die meeste mense, including myself en enige ander op die internet, wat video's en goed van die oorlog maak, ons het nie dieselfde intel wat president Trump kry nie. Die meeste weermaggenerale in Amerika, active duty weermaggenerale, het nie dieselfde intelligence as vir president Trump kry nie. Hy weet goed wat min vir ons weet nie. En daarsokom maak hy partykeer besluite en ons dink, dis so en so, het kan verkeerd wees, want ons kry nie daai info op die internet nie. So, hy kan dalk info het wat ons nie van weet nie, wat hy definitief goeie sprake met die Iraniërs het en tot 'n deal kan kom en so aan. En weet, die dag is die spaardatum verby, sê ook die oorlogs verby. Hulle het oopgemaak en tot hulle sinne gekom. En hy is die tipe persoon, president Trump. Hy hou jou in die duister, hy gaan jou nie vertel wat die planne is nie. So, hierdie dink ek enige kant toe swaai na midnight maandag aand. Ek dink persoonlik, daar gaan 'n massive strike kom in Iran na midnight maandag aand. Maar soos ek sê, dit is baie moeilik om daai te sê. So Rooivalk Puma het 'n fully articulated router het, kan nie regtig 'n volle loop doen nie, net 'n extreme talk doen. Yes, Martin, dieselfde met die Apache, ook articulated router het. Goed soos die Augusta, jy weet, hulle is fixed router het, en die Red Bull helikopter wat hulle gebruik, wat meer loops en goed maak by die airshows, daar help makliker. Frans, vra of ek vir Nellis en Porra ken. Jy sal datums en tye en goed en plekke moet gee, want ook was vir nou 39 jaar in 2 verskillende weermagte. Ek het baie mense saamgewerk. In Suid-Afrika was ek by amper 20 verskillende eenhede oor my 21 jaar in die SAW. So ek sal definitief nie weet as jy nie gaan sê plekke, name en tye, weet, ek kan nie onthou, ek gaan nie iemand se naam so onthou nie. Alright, nou lyk my dat ek sien, hier staan nog genoeg mense hierso wat in belang om te luister, en ek het nou regtig my vraag hier klaar gemaak, lyk het my. Is daar nie nog, hier is kom weer Martin. Ek het die Rooivalk bedoel as 'n omgeboude Puma. Ja, jy's reg. Onder die Rooivalk, dis nie noodwendig 'n omgeboude Puma nie, maar hy het baie van Puma se systems in. En ek die Oryx in. Die engine, die gearbox, die drivetrain, dis alles Oryx goeders, wat daar upgraded Puma, weet Oryx se die gearbox, van die stertgedeelte is dieselfde as die Oryx, is net opgesit. So die avionics kom uit die Oryx uit, en daarna het hulle begin nuwe avionics develop vir die Rooivalk. Hey, so jy sê jy was daar op 87 helikopter vliegskool van 87 tot 91. Het ek goed sien, ek was in Bloemfontein, ek was nog op skool in 82, 83, 84, 85, 80, net lieg, 78, 79, 80, 81 en 82 was ek in Bloemfontein op skool gewees. My pa was die luchtfotograaf op die basis, van 78 tot 82, 83 toe trek ons Pietersburg toe. Ek was 87 nog in matriek, nee, 86, ek was 87 in Mag Infantry gewees. So ons is seker aan eeuwe oud. En ek was nooit daarna weer gestation op Bloemfontein. In my hele tyd in die weermag was ek nooit op Bloemfontein gestation. Ek was op Pietersburg, in Pretoria, in Durban, in Kaapstad, op Eysterplaat, daar gestation. Ek was op baie ander plekke, maar ek was nooit op Bloemspruit gestation. Ek sou gelyk het om daar te gestation te gewees het, op 'n stadium. GTA vraag, die vliegtuig wat Amerika verloor het, is dit 'n klein uitgawe?
GTA, ek weet nie wat jy bedoel met klein uitgawe nie. Bedoel jy, is dit maar 'n klein los vir Amerika in terme van ons overall getal vliegtuie? Ja, ons het kyk, ons het nou al 3 F-15's wat verloor het in die begin van die oorlog wat deur Friendly Fire afgeskiet is, daai 3 F-15's. Nou, eergister is nog 'n F-15 afgeskiet, soos 4 F-15's, daar's 'n A-10 afgeskiet, dis 'n A-10, 4 F-15's 'n A-10. Dat een KC-135 gecrash, wat met die ander gehad het, die ander is beskadig, maar hy sal herstel word. Daar's 1 of 2 KC-135's erg beskadig op die ander baan op een van die basisse. So ons praat nou van, sê nou maar, in totaal, ek praat nou nie van drones nie, ons het 'n paar Reaper drones al verloor, dis nie 'n groot probleem nie. Ek praat van actually bemande vliegtuie. Het ons hierso sê maar by die 8-9 vliegtuie is destroy. En dan nog so 'n paar redelik groot skade aangedoen. So die koste daaraan verbonde, ja, so, maar jy moet in perspektief sit. Ons het 13,000 vliegtuie in die United States military. So ons het so 8 of 10 verloor uit die 13,000 wat ons het. Okay, baie van die 13,000 is trainingvliegtuie, kleiner vliegtuie, trainingvliegtuie. Maar fighter jets en so aan, nee, dit is nie 'n groot skade nie, dit is 'n skade, enige verloor van 'n vliegtuig is 'n skade, maar is nie so groot. Dat ons dit nie kan hanteer, dat ons dit nie kan werk nie. En onthou, as daar oorlog is, onmiddellik, alle vliegtuie wat daar oorlog toeskryf word, onmiddellik afgeskryf. Voor hulle weggaan. Nou stuur ons stuur 100 F-15's oorlog toe. Daai word onmiddellik afgeskryf van die boeke af. Daar's 100. Jy kan verwag, hulle kan beskadig, afgeskiet, enige iets word. En as jy hulle terugbring, sien jy net hulle terug op die boeke weer. Jy weet, jy hoef nie nuus te bou nie. Maar daar word onmiddellik beplan om hulle te vervang met bou. As jy 100 stuur, moet jy 100 kan vervang. So hulle kyk vooraf, dis 'n baie groot business, 'n baie groot beplanning met operasie. As jy 100 vegvliegtuie gaan stuur, het jy die vermoë om 100 vegvliegtuie te bou. Hoe lank gaan dit vat om hulle te bou? Is hulle in proses om gebou te word? Okay, ons het 'n paar in proses. Okay, ons kan begin stuur. Hooplik verloor ons net 20% van die vliegtuie en dis wat ons moet bou. So dis alles daai wat in die beplanning gaan. Hoe hulle die A-10 afgeskiet, ons sal nie weet. Die eerste is die pilot gaan terugkom en rapporteer wat met hom gebeur het. Sal hulle kan sien. So, ek vermoed die F-15 wat afgeskiet was dalk iets kleiner soos 'n manpad of iets, meat seeking. Want hulle het nie regtig meer groot systems wat radar control is, radar beheerde missiele en goed het. Hulle kan nog hê, mense nie, hulle is glad nie, hulle kan nog hê, maar die probleem is as hulle goed aansit, die radar aansit om 'n vliegtuig te trek, dan kan jy ons ander vliegtuie dit optel en hulle uithaal. Martin het sy appie op 15 eskader op Super Freedoms in 86 gedoen, 60 eskader toe en toe 87 toe ek uit is. Okay, ek sien wat jy gedoen het, jy was bietjie voor my dan daar. Ek was op Durban op 15 eskader, maar ek was daar in 1994, 95. Was ek op dinges gewees, op Durban, daar by 15 eskader. Toes die Super Freedoms net onttrek, toe ek aankom toe word het net onttrek, hulle was al onttrek van diens af, maar hulle was nog op die basis. En toe ek aankom, toe kom hulle met trokke daar aan en hulle lei die Super Freedoms en hulle ry hulle weg en gaan sny hulle op. Opgesny in stukke. Iemand het hulle gekoop vir scrap metal. Hoekom hoor mense nie van Israeli vegvliegtuie wat afgeskiet word nie, want daar is nog nie een afgeskiet nie, GTA. As daar afgeskiet is, jy definitief weet, daar's nog nie Israeli vegvliegtuie afgeskiet nie. Die enigste, so ver in die hele oorlog, die enigste wat afgeskiet was in oorlog, is hierdie twee. Is die F-15 en die A-10. En Ferreira, W. Ferreira, bly ek deeltyds in Suid-Afrika of bly ek permanent in Amerika? Nee, ek is al 18 jaar in Amerika, ek was nog ooit terug nie. Ek het hier gekom in 2008. En ek is in die US military betrokke, so ek kan nie terug gaan anyway. So nee, ek was nog nooit terug nie, ek is permanent. Ek het in 2008 in Junie maand in Amerika aangekom op 'n green card. Ons het met die green card diversity visa ding ingevul, die computer het ons nommers getrek. Ons het green cards gekry en ek het hier gekom. So ek het aangekom met 'n green card, ek was 40 jaar oud. Dit het my toegelaat, omdat ek 'n green card het, 'n permanent resident is, het my toegelaat om die US military te join. Toe join ek die US military. Gelukkig, van die army sny af wat 42, ek was al 40 jaar oud in 'n klomp maande. Ek was 41 jaar oud toe ek gaan vir basic training in die US Army. Ons het weer gaan oordoen. Daar in Fort Sill in Oklahoma.
en die temperatuur elke dag was oor 40 grade Celsius. Elke liewe dag vir basic training. Ek het soos 'n brandsiek ou gelyk, man. Ek was so maar al my, ek kan nie glo baie gewig het ek verloor nie. Van ek is nou weer in basic training, jy eet gesond en alles, en jy het allerlei training. Yes, ek was maar, ek het regtig sleg gelyk van al die gewig wat ek verloor het. Maar toe ek klaar met my basic training, toe ek ontplooi Fort Lee in Virginia, waar ek my second phase training gedoen het, en daarna my basis was Fort Knox in Kentucky. Ek is daar ontplooi, ek het daar Apaches gewerk vir 4 jaar. Kurz, you're quite right. Imagine how far the South African Air Force Cheetah and Rooivalk programs would have been if this useless government would have not removed all the skilled people. That is absolutely true, and gave us money. So, the Rooivalk project, Cheetah project, even when they start replacing the Cheetahs with the Gripens as well, if they still have money, it could be a different story. En toe nadat ek by die 4 jaar op die Apaches gewerk het, was ek in 'n kar ongeluk op die maand voor ons moes voor my eenheid deploy het Irak toe. My eenheid het deploy vir 400 dae Irak toe. So ek was in 'n kar ongeluk wat my hele rug opgeneek het, en toe kon ek nie saam met hulle gaan nie. En toe hulle terugkom uit Irak het 'n jaar later, toe kom ontstaan hulle my die weermag uit die army uit die active duty uit. En toe gaan ek oor na die lugmag waar ek nou is. Ek is op die lugmag se burgermagskaders, die Civil Air Patrol. Ons het nie medies nodig nie. Ons het nie nodig om 'n minimum medies te hê nie, want ons mag nie ontplooi buite kan die landsgrense nie. Ons vlieg missions vir die lugmag binne die landsgrense. So, soos die lugmag burgermagskaders daar in Suid-Afrika was. So ek's nog by hulle die hele tyd. Iran sê hulle gaan nou S500 kry. Ja, GTA, hulle sê baie dinge. Dis blaf, maar hulle kan dit anyway bring. Kyk, die Amerikaanse, die Russiese wapenstelsels is baie erg oordryf. Op papier is dit die beste goed in die wêreld. Tot hulle die goed ontplooi, dan kom hulle agter, dit is toe nie so nie. En dit sien ons nou al vir dekades en dekades in alle oorloë. Kyk in Rusland, kyk in Angola waar ons daar was. Bring hulle die beste Russiese tanks daar aan. Ons klap hulle met sommer met Ratel 90's. Kyk in die Irak-oorlog, die eerste Irak-oorlog in 1991, het Baghdad was beskerm met die beste Russiese lugafweerstelsels wat die wêreld gesien het, wat die Russiese gehad het. Dit was die most defended airspace in die wêreld. En daar wat gebeur? Apaches vlieg in. Die heel eerste ding wat in die eerste Irak-oorlog skote geskiet het, was Apaches gewees. 8 Apaches vlieg in, hulle gaan al uit die early warning radar, toe die radar uitgehaal is, toe vlieg 'n klomp F-117's in, stealth bombers, stealth fighters, vlieg hulle in, en hulle vlieg oor Baghdad, die most defended airspace in die wêreld, en hulle stryk allerlei lugafweerstelsels en radarstasies, sonder dat een van hulle geraak is. En toe kom die rest van die vliegtuie en hulle stryk verder. So daar kon jy al sien, die claims wat hulle maak. Toe kom en kyk in Syria. Toe is ons besig met strikes teen ISIS in Syria. En Rusland was ook ons daar besig met aanvalle. Toe sit hulle S-400, wat nou 'n paar jaar terug nog volgens hulle die beste in die wêreld was, sit hulle S-400 daar op die grond, langs waar ISIS is, dat ons nie ons vliegtuie kan skiet nie, want hulle wil ons afskiet as ons daar kom. Al wat Amerika toe maak, hulle swap die F-18's wat daar in vlieg en die strikes gedoen het, met F-22's. Toe gaan vlieg die F-22's daar en strike dieselfde plekke reg langs die S-400's en die S-400's kon hulle nie sien nie. So nou kom hulle uit met die S-500's. Al wat die S-500 verbeter is, volgens hulle, is dat hy kan nou ballistic missiele en ICBM's afskiet, en hy kan Kammerstag stealth fighters sien. En daai Kammerstag sê ek met groot woorde in, want dis maar hulle claim. Hulle claim altyd goed op papier, maar kom dit by die werklikheid, dan werk dit nie. Hoe was dit gewees basic in FSA teenoor die SAW? Andre, yes, goeie, mense het my baie die vraag gevra. Onthou jy ek gaan nou vergelyk met dienspligtyd. Ons basics in diensplig in die 80's. Jy weet, ek was daar 87,
besikkel basic training. So, hier in die middle 80s, hoe ons meeste van ons onthou seker daai tyd, ons basics in die 80s. Die groot verskil tussen Amerika, die standaard, die is presies dieselfde as wat ons daai tyd gehad het in die 80s. Maar die groot verskil is, Suid-Afrika se basic training was 3 maande. Hierdie is so 2,5 maande, so 2 weke korter. Maar, dit beteken nie, dis minder training nie. Dis meer training in 'n korter tyd. So kom ek verduidelik hoe werk het, hier so in basic training. Jy staan 5 uur die oggend, 4:45 in die oggend staan jy op, almal. 4:45 staan almal op. Hier die verskil is, jy word nie in die nag, heel nag gesit in bed kou nie, en dan slaap jy onder die bed nie. Jy weet, die bed hier word glad nie geworry oor, jy moet jou bed netjies opmaak, jy weet, ordentlik, maar daar's nie stryk die lakens en stryk die komberse en kou die kante, daar's nie sulke crap nie. Niks. Jy staan 4:45 op, almal. Trek aan jou PT klere, 5 uur is jy buite kan die bungalow op die PT veld. 5 uur tot 6 uur is PT vir die hele basis. Nou praat ek nie net van basic training, ek praat van die hele basis, including die kolonel, wat die bevelvoerder van die basis af, my basis waar ek was, Fort Sill, was die bevelvoerder 'n generaal gewees, 'n major general, want dit is 'n massive basis. So daar was baie ander kolonelle, daar's baie bataljons, almal, die hele basis moet PD doen, 5 uur die oggend tot 6 uur die oggend. Dan kom ons terug, dan hardloop ons almal deur die showers, 6:30 tree ons aan, dan maak ons oor na die menasie toe, dan eet ons breakfast, 7:30 is ons daar uit, jy is klaar deur en jy is uit. 7:30, onthou jy in Suid-Afrika basic training, na die oggendbreakfast, is die oggendparade, jy doen ons oggendparade op die paargrond, kom op parade, almal kom, jy weet, appel, jy doen appel, en daarna begin die drill, dan drill jy mos vir, tot teetyd, drill jy mos nou vir 2-3 ure tot 10 uur toe, dan drill jy mos nou links, rechts, langs die kant van die paargrond, tree aan, links met 3 afmerseer, omkeer, jy weet, al die drills, dan ons mos daar deur vir 3 ure. Amerika doen het glad nie. Ons spandeer 1 uur in 'n week op drill, dit is op 'n Sondagmiddag. Daar's glad nie drill nie. So direk na breakfast, dan begin jy met combat training. So het is eider, die eerste paar weke is het body care, body hulp, soos wat ons maar in SAW gedoen het, makkerhulp, en so aan, veldkuns, basic combat, wapenopleiding, wapen skoonmaak, veiligheidsmaatreëls, jy weet dit, en dan wens jy, gaan jy skietbaan toe, dan gaan skiet jy, soos jy nie basic gedoen het in SAW, en dan so in die oggend, in plaas van drill, doen ons daai tipe opleiding. Daar's nie teetyd in die Amerikaanse weermag nie glad nie. So jy gaan stryd deur tot lunchtime. Jou lunchtime gaan doen jy lunch, dan in die middag, na lunch, is jy in die bungalow of in die lesingkamer, dan doen jy law, jy weet ons onthou iets in die lesingkamer gesit, dan kry ons law, en die theorie van veldkuns, en hoe om kaart lees, en allerlei goeders, dan doen jy het in die middag, dan gaan jy lunch, supper toe, na supper, is het nie warm is nie, is daar weer PT, of net voor supper is daar weer PT, maar omdat het in Fort Sill nog oor die 40°C was, is nie PT gewees nie, so ons gaan supper toe. Na supper in jou bungalow, kry jy nog steeds klasse tot 9 uur die aand toe, binne in jou bungalow. En dan tussen 9 uur en 10 uur is personal time, en daai uur moet jy 'n brief skryf vir jou ouers, 10 uur is ligte uit, slaap, almal. So daai personal time en jy stort jy moet 'n brief skryf, 10 uur is ligte uit, almal. En jy staan wag elke nag. Roteer, jy staan 1 uur wag elke nag binne in jou bungalow. Niemand mag, daar is nie rondloop, jy gaan nie kantien toe nie, so as nie jy kan nie rondloop kantien toe, jy loop nie tikkie box toe nie, jy mag nie self, niemand se selfone by hulle nie. So as jy aankom by basic training, kry jy die eerste dag 'n 5 minute oproep, om vir jou ma en pa te sê, jy het veilig daar gekom, en dan kry jy halfpad deur basic training, 'n 5 minute oproep, om vir hulle te sê, hulle moet kom vir die uitpasseringsparade, en jy kry die week van die uitpasseringsparade 5 minute oproep, om te sê, kom julle nog. That's it. Die res is briefies. Skryf jy briefies. Daar's nie 'n kantien nie, en daar's nie rondloop tussen die lyne after hours nie. So dit gaan aan maandag tot Saterdag. Daar's tot Saterdag die hele dag opleiding soos dit. Sondagoggend is kerkparade, almal tree aan soos in die SAW tree aan vir kerkparade. Gaan jy na jou verskillende denominations toe, kom jy Sondagmiddag vir lunch. Na lunch is dit vrye tyd, direk na lunch tot 4 uur die middag, en dan van 4 uur tot 5 uur is drill. Dan leer jy van links regs omkeer. Bietjie, want dan dink ek, as jy nou Amerikaanse movies en goed kyk, ons drill nie met arm skoorhoogtes wanneer ons loop saam. Maar ons loop in formasie en ons loop in tyd en so. Hulle spandeer glad die tyd hier om te mors aan drill en hulle spandeer hulle tyd om combat training. So dis die verskil maar tussen die US en die Suid-Afrikaanse diensplig of basic training.
Ja, chip in. Jy weet nie hoekom mense geplaas word as hulle kom eens met droekyn reggie. Ja, hulle 3 dae operasie is nou al meer as 4 jaar lank. Kan nog nie hulle neighbor onderdruk nie. And now that, yeah, you're right, and they say they're still sleeping at 10 a.m. What was food like during basics morning? Oh, and die kos hierso is, jy kom maar in, het is ordentlike gekookte kos. Jy kan nie glo, jy kry baie kos. Jy kry, ek dink ons kry 3500 calories a dag of so iets. Van die werk wat ons doen, die training en goeders. So, jy kry in die oggend breakfast, jy kry bacon en eiers en krits pap, mieliepap, krummelpap, bacon en eiers, pap, broodjies, saam met dit, soos 'n gewone continental breakfast. En dit, middagete is rys, vleis, aardappels, groente, daai goeders, dis gekookte wit, gebalanseer. Na basic, en aandete weer dieselfde. Geen koeldrank nie. Jy kry, so, daar is, in die groot menasies, as jy inkom, daar is daar 2 lyne, een gaan links, een gaan regs. Die regterkant se lyn kry jy kookkos, die linkerkant se lyn kry jy fast foods, hamburgers en chips, pizza, daai tipe van ding, maar dis vir die res van die basis wat daar deurgaan, jy kan kies, fast food lyn of gewone kookkoslyn, basic training, net die gewone kookkoslyn, en daar's kookmasjiene, jy weet, soos by die winkel, fountain masjiene, jy kan gaan volmaak soveel as jy wil, maar dis ook van na basic training. Tydens basic training kan jy net water of melk drink. En daar is Gatorade. Dis soos, nie soos Lucozade nie, amper so. Dis 'n energiedrink, dis soos Gatorade. Dis gegeurde water met electrolytes en goeders in. Baie goed vir jou. So dis wat jy kan kry. Daar die Gatorade of die melk of die water. En as jy klaar is met basis en jy's op die basis, jy werk op die basis en jy gaan lunch, want jy almal eet nie dieselfde manasie anyway. En dan kan jy die lyn vat wat na die fast food gaan, en jy kan koeldrink drink soveel as jy wil. Hier is net die een ding wat jy moet onthou, as jy begin dik raak, as jy elke 6 maande, as jy nie op PT fix het so slag nie, of jy gaan oor die gewig limit, dan mag jy geen bevorderingskursusse doen, jy kan nie bevordering kry nie, jy mag op geen ander goed, jy mag nie op 'n deployment gaan nie, tot jy nie binne die gewig limit is nie, en as jy nie binne 6 maande binne die gewig limit is nie, dan skop jy uit die weermag uit. So jy moet in jouself soms sien. My anyway doen elke oggend PT. Almal doen PT elke oggend. En André, Foukie Kopral ook so baie. Is toch wees van stal. Hulle Foukie so baie soos wat onthou in die diensblog Kopral mos al baie gevloek jong. Nee, hulle Foukie so baie nie. Hulle kom vloekwoorde uit en hulle kom harde woorde, hulle gee jou oppies en so aan, man, hulle vloekie so erg, maar hy kom vloekwoorde uit, is steeds 'n army, nog steeds 'n military, onthou die gedeelte, wat ek nou sien. Okay, nou lyk dit my ek het gecatch up onder, ek hoop ek het almal se vrae geantwoord, vir nou vir die oorlog, ek sal kyk as ons enige update kry van die pilot wat nog op die soek is met die search and rescue, sal ek vir julle terugvoer gee, en enigiets anders, as ek enigiets anders sien in terme van die voorbereiding vir maandag aand, sal ek julle ook, dit wat ek kan, daar is vertye informasie wat ek opwys nie kan uitgee nie, maar dit wat ek kan sal ek vir julle gee, anders gaan dit weer net môre die normale terugvoerdag wees vir wat is die stand van sake teen die tyd wanneer ek opstaan. En onthou ek is 7 ure agter julle, so, en wanneer ek opstaan in die oggend, ek vat my eers hier so by 6 uur die oggend my tyd, wat al 1 uur die middag hele tyd is, dan begin ek eers kans kry, eintlik bietjie later, veral in die weekdae, kom ek eers net so voor 7 by die werk aan. Dan het ek eers regtig kans om in ons spesifieke website so goed in te gaan, en te kyk as daar enige briefings wat bygekom het en so aan, om informasie te kry, so daarom, die tyd wanneer ek informasie kry, is dit al 2 uur die middag by julle, later, so daar kan al goed gebeur, voor 2 uur die middag elke dag hele tyd, wat ek nog nie van geweet het nie, want ek het geslaap. Ek is nie 'n reporter wat betaal word nie, so ek gaan die hele dag wakker bly om te kyk vir informasie wat uitkom nie, maar dan sal ek vir julle gee anyway. En het gaan ongelukkig boring wees, het gaan nie noodwendig vol sensasie wees nie. Laaste ding wat ek wil gou oor net antwoord, wat iemand my ook spesifiek gevra het, daar is mense wat gesê het, dat die Pentagon lieg,
Daar's honderde Amerikaanse soldate dood en hulle probeer dit doodhou vir propaganda doeleindes. Daai mense wat daai uitlatings maak, het absoluut geen klou wat in Amerika aangaan nie. Geen klou nie. Hierso, daar's nie 'n manier hier in Amerika met ons tipe weermag wat ons het, dat 'n soldaat sterf in combat en niemand weet hier daarvan nie. Daar's ook nie meer jy kan stilhou nie. Want die Pentagon kan dit probeer stilhou. Sodra as Chuck Schumer, jy weet, hy is Thomas Democrat Senator, hy Democrats, as hulle net snif in die neus kry, daar's een Amerikaanse soldaat dood en dit stilgehou, sal hulle 'n field day hê met daai informasie, want hulle is hard vertramp, hulle lyk om absoluut niks nie. Hulle gaan daai informasie die hele nuus vol hê, om hom sleg te maak en uit te wys as 'n liegbek en ek weet nie wat alles nie. So die mense wat dink, hier's honderde Amerikaanse soldate dood en die Amerikaanse regering hou dit stil, jy het regtig nie 'n idee wat hier aangaan nie. Regtig nie hoe dit werk nie. Die populasie hier gaan dit ook nie toelaat nie, want die informasie gaan uitkom. Daai soldate het almal selfone by hulle. Hulle gaan maklik, hulle gaan hulle familie vinnig sê, hey, my maatjie is vandag dood. Dit waai vernies gesprei vinnig. En dit versprei hier onder die populasie. Daar's nie 'n manier dat jy dit kan stilhou nie. As jy in 'n dictatorship bly, soos daar in Rusland en ander Noord-Korea, ja, dan kan jy dit stilhou vir 'n lang ruk, maar nie hier nie, daar's nie 'n manier nie. So, hey, baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Dit lyk my het cover al die vrae wat ek gekry het en wat ek hier op die chat gekry het. Dit was lekker om vir julle terugvoer te gee. Miskien môre aand, Sondag aand kan ek dit weer doen. As ek dit doen, sal ek so kyk so na sien weer 8 uur Sondag aand, dan as daar as daar nuwe informasie bygekom het. Maar wel hierso by Dinsdagmiddag, Dinsdag aand hele tyd, sal ek kyk of ek 'n live kan set up, want ek vermoed teen Dinsdagnag, Maandagnag, Dinsdagoggend, vermoed ek al gaan groot strikes wees, so enige informasie wat ek het, sal ek op 'n live uitgee. Sal Dinsdag aand eers wees, hierso by 6 uur 7 uur hele tyd. Alright, sien julle almal, mooi loop, geniet die dag, dankie vir die wat ingeskakel het. Cheers.